Welkom by die week se AMT Namibië se vleis en weer oorsig, moontlik gemaak deur die Livestock en Livestock Products Board of Namibië en Reintjie. Hierdie week gaan kyk Johan na hoe reënval oor die komende seisoen kan lyk met neutrale ENSO toestande of die moontlikheid van 'n swak La Nina wat dalk kan ontwikkel. Dan gaan kyk ons ook oudergewoonte waar die vleispryse nou verhandel. Als in hierdie week se propvol episode, so moet dit nie misloop nie. Die gemiddelde speenkalfpryse in Namibië het ongeveer 6.5% gedaal die afgelope maand en staan nou op 28 Namibiese dollar 15 sent per kilogram, maar is ongeveer 20.53% hoër as 'n jaar gelede. Verskalvers daal na $29.37 en bulkalvers na $34.72 per kilogram. Die gemiddelde prys vir vetkoeie verhandel nou op $31.08 met die gemiddelde stoorosprys wat nou op $31.90 per kilogram verhandel. Soos ons verwag het speenkalfpryse gedaal en volg dit meestal seisonale tendense. Manlike en vroulike speenkalvers het ook afsonderlik gedaal. Alhoewel dit nou speentydperk is en daar meer diere in die mark is wat pryse afdruk, bly ons steeds glo dat die produsente in 'n kuddeboufase is, omdat totale uitvoere van lewendige diere tot en met Mei toe 76% laer is as wat dit was in 2024. Gepaard met dit is die totale diere wat ook tot en met Mei toe geslag is, ook met 46% laer. Ons verwagting is dus dat pryse tot in Junie nog op 'n laer vlak kan bly, maar dat ons weer vanaf Augustus beter pryse moontlik kan verwag. In die skaapbedryf het die gemiddelde slagskaapprys gestyg met ongeveer 2.3% na $38.11 per kilogram oor die afgelope maand en is dit nou omtrent 19.76% hoër as 'n jaar gelede. Dorperslagskape staan op $38.05, terwyl vetstertslagskape nou op $38.17 per kilogram verhandel. Soos ons verwag het slagskaappryse begin styg as gevolg van minder diere wat nou in die mark is. Die gemiddelde prys volg ook seisonale tendense en verwag ons dat hierdie prys ook 'n hoogtepunt in Julie kan bereik, waarna ons weer dan kan terugsak tot in Augustus. As ons gaan kyk na die handelsdata tydens Mei, sien ons ook dat lewendige uitvoere ongeveer 45% laer is as wat ons in 2024 gesien het en die totale slagtings ongeveer 48% minder is. Dit versterk die idee dat pryse hoër vlakke as laas jaar kan handhaaf. In die bokbedryf het die gemiddelde prys oor die afgelope maand gestyg met ongeveer 6.3% en staan ons nou op $1,392 Namibiese dollar per kop met die prys wat nou ongeveer 16.8% hoër is as 'n jaar gelede. Bokpryse het die afgelope maand bo die 2022 prys inbeweeg. As bokpryse die seisonale tendens aanhou volg, verwag ons 'n hoogtepunt in September, wanneer vraag dan tradisioneel op 'n hoogtepunt ook elke jaar is. Handelsdata wys vir ons dat tot en met Mei toe is daar slegs 4% minder lewendige uitvoere as in 2024 en is 2025 die derde hoogste uitvoere sedert 2020. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan van der Berg, een van die streek se bekendste landbouweerkundiges, wat met ons sy siening oor die weer vir die volgende paar maande gaan deel. Goeiedag. Ja, ons is nou hier in die midwinter, met die kortste dag en die langste nag, wat in hierdie volgende paar dae voorlê, en dan begin ons weer terugbeweeg somerse kant toe, maar dit gaan nog 'n redelike tydjie vat, voor ons daar kom. As ons kyk, daar's hierdie afgelope paar dae hier van omtrent 18 Junie af, was daar 'n paar swak frontale stelsels wat hier oor die suidwestelike dele inbeweeg het, maar rondom 24 Junie nader daar 'n baie sterker stelsel, wat ook verder noordwaartse effek gaan hê. So ons kan sien hier op 26 Junie, dat daar ook so ligte reën voorspel word vir die suide van Namibië, soos wat hierdie frontale stelsel verder deurbeweeg. Minimum temperature, hierdie is die kaart vir 21 Junie, en die blou gedeeltes hier oor Suid-Afrika, onder vriespunt, en die groen is net so bokant vriespunt, en die geel is dan heelwat warmer. Rondom 25 Junie, kan ons hier in die westelike dele van Namibië oor Suid-Afrika sien hoe daar 'n verandering plaasvind, temperature wat begin laer word,
en dan gaan baie koue toestande oor groot dele begin inbeweeg van Suid-Afrika, maar ook van Namibië. Ons het gaan kyk sommer 'n paar plekke, Keetmanshoop se minimum temperature wat verwag word vir die volgende 2 weke of so. En ons kan sien tot hier by 24 Junie nog redelike hoë minimum temperature en van 25 Junie af hierdie daling en tot ryp is moontlik in hiervan omtrent 26 tot 28 Junie en dan weer hier rondom 2-3 Julie se kant. Terloops, temperature onder 4-5 grade kan reeds ryp veroorsaak op grondoppervlaktes en op plante. So ons moet nie dink dit moet eers 0 grade wees voordat daar ryp en rypskades kan voorkom nie. Kyk ons na windhoek, kan ons sien dat daar sommer baie lae temperature hier by -3 verwag word rondom 26 Junie. Redelik swaar ryp is moontlik en dan weer hier in die eerste week van Julie. Grootfontein, ook redelike skerp dalings en eintlik hier van 26 Junie en die eerste week van Julie is daar 'n moontlikheid dat ryp kan voorkom. Kyk as 'n bietjie na die langer termyn. Is dit interessant dat die seeoppervlaktemperature in die sentrale Stille Oseaan, die sogenaamde Nino gebiede, is nou al vir geruime tyd in die neutrale band, so tussen 0.5 grade Celsius warmer en 5.5 grade Celsius koeler as normaal. Nou die voorspelling wat op die 9de Junie uitgereik is, van een van die belangrike gebiede, die Nino 3.4 gebied, wys vir ons, en die voorspellings is die waar die gekleurde lyne begin vorm. So ons is in Junie maand, en die verskillende voorspellings loop daarvan af. Redelik wyd nog, die stippellyn waar die pyl op wys, is die gemiddeld van hierdie voorspellings. En dit is so omtrent 0.4 grade Celsius koeler as normaal, wat nog nie La Nina is nie, maar La Nina neigend. 'n week later, rondom die 16de Junie, het hierdie begin, gemiddeld het die meeste van die voorspellings of modelle se temperature het begin laer word en kan ons sien dit trek nou hier by 0.6, 0.7 grade Celsius koeler as normaal. So ons sal mooi moet dophou wat hier gebeur. So die voorspelling is steeds neutrale toestande vir die volgende klompie maande, maar daar is 'n kans dat ons meer na La Nina kan neig. Verlede jaar het ons omtrent dieselfde tipe van tendens gehad, neutraal tot omtrent hier by Desember, bietjie so swak La Nina begin ontwikkel en dit het vir ons baie swaar reën veroorsaak. Terwyl ons van die reën praat, vir die volgende klompie maande, Junie, Julie en Augustus, die brein en die grootste deel van Namibië sê daar is omtrent nie 'n kans vir reën nie, behalwe hier in die suidweste, waar daar bloukol is, en dit is maar die koue fronte wat dalk nog, soos in hierdie volgende week, hoër gaan deurkom, vir ons 'n klompie reën gaan gee, en dalk ook nog vorentoe wat dit kan gebeur, want daar's nog heelwat koue fronte wat behoort deur te kom. Die voorspellings vir volgende somerseisoen, soos ons genoem het, ons is nog baie onseker oor La Nina of neutraal. Dit lyk asof ons droë toestande gaan ervaar tot hier November, dalk Desember se kant, en dan weer gemiddeld tot bo-gemiddeld vir die tweede deel van die seisoen. Maar soos ons genoem het, daar's nog baie water wat in die see moet loop of water wat moet verander. Ten minste, daar's omtrent 'n 10% kans dat 'n El Nino gaan ontwikkel. So die kanse vir baie swak reënval is nie goed nie en kan dit eerder weer neig na beter reënvaltoestande. Opsommend, 'n sterk koue front gaan ligte reën oor die suidwestelike dele bring, hier vanaf 5-26 Junie, met koue toestande en ryp wat gaan volg. Langer termyn is die seeoppervlaktemperature in die Nino gebiede
soos verlede seisoen, baie aan die langtermyn gemiddeld of neutraal. Maar daar is 'n moontlikheid van swak La Nina toestande, maar dit lyk nie of daar 'n El Nino gaan kom nie. So dit is ten minste weer positief. Wat kan dit beteken in terme van reënval? Ondergemiddeld vir die winter, lente en eerste deel van die somer, maar gemiddeld tot bo-gemiddeld vir die mid tot laat somer. So ja, mooi bly, lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur die Livestock en Livestock Products Board of Namibië en Reintjie. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.